is 'n ernstig vermoede. Hierdie week, Woensdag het ons afstand gedoen of gaan groet vir oom Petrus Du Plessis, dan die Jean se man oom Doopie. Die begrafnis was Woensdag gewees. So dit herinner ons weer. Ons tyd hier is net tydelik. Jy weet nooit wanneer is ons tyd nie. Maar gelukkig is net 'n tydelike liggaam en huis hierdie wat ons het, né? Amen. Is nie altyd nie. Kom ons sluit ons oë net so, en hoop ek vir ons. Hemelse Vader, ons dankie vir die geleentheid dat ons kan by mekaar kom in u naam vanmôre. Pastoor Pieter vir ons die woord gaan bring, Here, lei hom dat hy vir ons uit u woord bring en dat dit op vrugbare grond sal val. En nie net dat ons dit hier sal luister en gebruik nie, maar ook al buitekant in die res van die week dat ons dit kan toepas. Here, dan sê ons ook baie dankie vir die goeie reën wat ons gekry die afgelope tyd. Ons is so geseënd oor dit. Alhoewel daar nog droogte plekke is in die land, ons bid ook sodat die hemel sal oopmaak vir hulle vir reën. En Here, dan vergewe ons sondes en ons vra al hierdie nie omdat ons dit verdien nie, maar uit die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie. Môre almal. Wat ek nog nie môre gesê het vanmôre nie. Ek vertrou dit gaan goed met almal. En welkom weer in die huis van die Here. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die verhaal van Saggeus en wat ons uit sy verhaal kan leer. Gaan vir ons dan lees soos wat sy verhaal opgeteken is in Lukas 19 vanaf vers 1. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te klein was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vir 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus: vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man gaan 'n kind van Abraham wees. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Tot sover. Nou hierdie verhaal van Saggeus speel homself af in die tyd toe Jesus nog met sy bedieningswerk op aarde besig was. En so sien ons het Jesus toe nou in Jerigo aangekom. Nou Jerigo is 'n stad wat geleë is op die hoofhandelsroete na Jerusalem. En so het hulle dan nou 'n tolhekke opgerig op hierdie pad, soos wat ons maar hier by ons ook het. As ons weet as ons na KwaZulu-Natal toe gaan. Hulle het toe nou hierdie tolhekke het hulle toe nou beman met amptenare wat hulle die tollenaars genoem het. En hulle het dan nou sodoende geld ingewin, soos wat die Jode daar verbygaan. En die geld was dan nou bestem gewees vir die Romeinse keiser.
Nou, die hoofkarakter van hierdie verhaal, Saggeus, hy was die hoof van hierdie afdeling. Hy was die hoof van die tollenaars gewees. En soos ons kan sien in die skrif, was hy 'n ryk man. Saggeus het daarvan te hore gekom dat Jesus in die omgewing was, dat Jesus op pad is. Nou Saggeus het gehoor van die man, wat mense met deernis en liefde help. Hy genees mense van hulle siektes. Nou ons dink, daar is byvoorbeeld die 10 melaatses wat Jesus mos genees het, die man wat blind gebore was, wat Jesus weer siende gemaak het. Daar was ook legio, waar hy talle duiwels uitgedryf het. Ons dink aan die skare van 5000 wat hy gevoed het met 5 brode, 2 visies. Ons weet nie wat se stories alles by Saggeus se ore uitgekom het nie. En natuurlik soos wat hy nou maar beweeg het en soos wat hy nou die geld maar ontvang het van die ouens wat verbygaan op pad nou na Jerusalem toe, het hy nou al hierdie soort van stories gehoor. En hy het toe nou maar gewonder en ek dink, hy het op 'n stadium met hy ook gedink, maar wag, hierdie man is ook vriende met tollenaars. Want ons weet Matteus was 'n tollenaar en hy het 'n disipel van Jesus geword. Ek glo dat al hierdie stories wat hy gehoor het, was hy baie nuuskierig. En sy nuuskierigheid het hom geprikkel, maar hy wil hierdie man sien. Hierdie man wat hulle so van praat, hy moet hom net sien. Hy moet hom net ontmoet. Maar in dieselfde tyd, dink ek, het die Heilige Gees klaar begin om saadjies in Saggeus se hart te plant. Nou Saggeus se belangstelling in hierdie man en sy nuuskierigheid het begin prikkel en begin eet aan hom, maar hy moet hierdie man sien, hy wil hom van nader sien. Nou ons weet ook, nou oral waar Jesus heen gaan, was daar altyd 'n skare rondom hom. Altyd. Hoe nou gemaak vir Saggeus? Want ons sien uit die woord uit, hy was maar 'n kort mankie, klein van statuur. Hoe gaan hy nou oor hierdie mense kan sien wat daar nou aangaan? En hy maak toe nou 'n plan en hy hardloop vooruit en hy klim in 'n willevye boom, wat hy nou weet op die pad is, Jesus moet daar verby. En toe Jesus daar kom, maar nou onthou, Jesus ken hom glad nie. Hy weet nie van Saggeus nie. Hy ken hom nie, hy het hom nog nooit ontmoet nie. Maar kom ons kyk wat sê Jesaja 43 vers 1. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou genoem het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Net soos wat die Hemelvader en die Here weet hoeveel hare op ons kop het, so ken hy ons elkeen ook by die naam. En so sê hy vir Saggeus, Saggeus, afklim van die boom af. Ek moet vandag by jou tuis gaan. Nou ons weet dat die publiek en die manne van daai tyd, hulle het nie baie ooghare gehad vir hierdie tollenaars nie. So, hulle het toe nou onder mekaar begin praat en geskinder en gesê, maar wag so 'n bietjie, kyk hierdie man. Hy gaan by 'n sondaar tuis. Hoe gaan hy nou om met hierdie mense? Met 'n tollenaar nog. Maar Jesaja 55 vers 8 tot 9 sê vir ons, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Julle sien nie, dit hou hulle glad nie in gedagte nie. Hulle is te besig om onder mekaar te praat oor hierdie gedrag nou van Jesus, hierdie man, wat nou hom gaan ophou met hierdie sondige mense. In Lukas 19 vers 10, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Daaraan dink hulle ook nie, dat Jesus nou besig is eintlik met sy bedieningswerk met hierdie man nie. Nee, hulle het te veel te sê. Maar nou tydens die gesprek met Jesus, het daar iets in Saggeus verander. Wat het verander? Want nou ewe skielik beloof Saggeus om die helfte van sy rykdom vir die armes te gee. En die ander helfte wil hy ook nie hê nie. Hy gaan dit nou gee aan diegene wat hy ingedoen het.
om hulle nou te vergoed vir wat hy gedoen het. Maar tydens die gesprek met Jesus aan tafel, het iets in Saggeus verander. Hoekom het hy nou ewe skielik al hierdie beloftes gemaak van wat hy wil doen oor sy rykdom, en die helfte wat hy wil weggee en die ander helfte wat hy mee wil vergoed? Ons kyk na Handelinge 20 vers 35. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. So kan ons nou sien wat in Saggeus se hart gebeur het. Hoe hy nou verander het. Om ewe skielik is hy nou nie meer daai tollenaar wat net sy sakke wil volmaak en hy wil nou net hê. Nee, nou wil hy net in oorvloed uitgee. Kan ons sien die les daarin wat ons hier uit kan leer, hoe ons ook kan verander, en wat ons hier in Handelinge 20 sien? Dit moet ons inspireer om dieselfde ook so te doen. Hierdie onmiddellike besluitneming van Saggeus en sy opregte berou oor wat hy gedoen het, het Jesus aangegryp. Want wat doen Jesus hierso? Hy spreek Saggeus onmiddellik vry en hy maak hom deel van die verbond met Abraham. Die oomblik toe Saggeus tot bekering gekom het hy sy saak met die Here reggemaak. En hy het daardeur redding en vergifnis van die Here ontvang. Maar nie net hy nie, want die skrif sê vir ons sy hele huisgesin. Die twee grootste gebooie van God, dat jy die Here moet lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en jou naaste soos jouself, het begin gestalte vind in Saggeus. Die hele gebeure wat daar gebeur het by Saggeus se huis, het tot 'n verandering in sy lewe gelei. Saggeus se optrede het veroorsaak dat mense hom nou aanvaar het. En hy nie meer gehaat word nie. En gevolglik gaan hy nou nie meer eensaam wees nie. En hy gaan ook nie meer verstote voel nie. Hy gaan nou aanpas in sy samelewing. Nou wat het hier gebeur? Geliefdes, hy het homself bekeer. Wedergeboorte het vir hom gebeur. Johannes 3 vers 8, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Dit is hoe die Heilige Gees en goddelike almag in ons gelowiges werk. Werk soos hy wil. Die wind is geheimsinnig en onstuitbaar. Ons weet dit. Wind is onstuitbaar. Ons kan wel 'n datum gee van wanneer ons harte vir die Here gegee het. Maar geen mens kan sê hoe wedergeboorte plaasgevind het nie. Ons kan nie 'n vaste patroon neerlê nie, want ons weet nie wanneer God met ons begin werk het en waarheen die Heilige Gees met ons onderweg is. Soos in die verhaal van Saggeus. Daar toe hy daai storieetjies begin hoor het die Heilige Gees klaar die saadjie geplant. Het dit klaar begin werk in sy hart. Tot en met die punt waar dit gekom het, waar hy sy hart vir die Here gegee het en waar hy sy hele lewe verander het. Hoe weet ons wanneer die wind waai? Dit is natuurlik maklik. Ons hoor, ons sien en ons voel. Nou dieselfde gebeur met 'n persoon wanneer hy wedergebore is. Ons kan sien aan hoe hy nou lewe. Sy gedrag, sy optrede, die manier waarop hy praat. Wedergeboorte is die reddende werk van God in ons. Hierdie sigbare openbaring in 'n persoon se lewe word vir ons deur die Bybel beskryf as bekering. Ek neem daardie besluit. Ek gee my hart vir die Here. Ek wil vir die Here lewe. En God op sy beurt, deur die werking van die Heilige Gees, bewerkstellig dat wedergeboorte in my plaasvind.
Net soos wat ons gesien het in die verhaal van Saggeus. Dit is ook wat daar gebeur het. So ek dink ek gaan tot so ver vat vanoggend en dan gaan ek vir ons so afsluit. Die verhaal van Saggeus leer ons dat niemand te verlore of sondig is om deur Jesus verlos te word nie. Jesus se liefde en genade is vir almal. Ongeag van jou reputasie, jou sosiale status, die verhaal beklemtoon hoe belangrik dit is om na Jesus te soek, ongeag die struikelblokke wat op jou pad mag kom. 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? So geliefdes, het jy jou hart vir Jesus oopgemaak, sodat hy in jou 'n tuiste kan vind en sy Gees in jou hart kan woon. Amen. Ons sluit af. Maar Vader, ons dankie vir hierdie dag en nog 'n dag wat U in ons lewens toegevoeg het. Vader, ons dankie vir al die liefde, al die seëninge. Vader, ons dankie vir U genade. Ons dankie ook vir U woord, Vader, en dat ons uit U woord kan leer. Vader, ons vra dat die Heilige Gees, na aanleiding van wat ons geleer het van die verhaal van Saggeus, dat die Heilige Gees in ons harte en ons verstand sal oopmaak en sal vernuwe. En dat die Heilige Gees saam met ons hierdie pad vorentoe sal stap, dat ons in U wil kan lewe. Ons bid en ons vra dit in Jesus naam. Amen.